like this video and what I do, it really helps me out if you all can like and subscribe to this channel. Thank you all so much for your love and support. Goed, hartelijk goeiemorgen broers, susters. Ek het sover as wat ek kon het ek probeer om vir elkeen 'n handdruk te gee. So hier en daar een wat iemand wil sê, toe hy by die plek aankom, vra hy of hy laat is, toe sê hy nee, die ou agter jou. So ten minste is ons almal dis nou tyd. Maar sover as moontlik ek vir elkeen 'n handdruk daarin probeer gee, behalwe vir meeste van die klomp wat daar bo is, maar uit die aard van die saak, almal van julle is baie welkom, ook natuurlik by die huis. As jy vanmôre by ons ingeskakel is, of as jy dalk ergens die video raakloop, dan is jy natuurlik baie welkom vanmôre en ook die geleentheid, ons hoop, dit sal ook vir jou vreugdevol en seënryk wees. Wat ons aankondigings aanbetref, daar's net een of twee saakies. Die week van gebed, die 7de tot die 10de September, ons sit dit maar net daar so lank op ons kalender, en van my kant af wil ek maar net vir jou sê, dat as jy sou belangstel vir daardie week, ek gaan uit 1 Petrus uit daardie week geleenthede voorberei, so as jy in hierdie volgende 3-4 weke wil lees, dalk miskien jou eie opinie wil vorm, dan kan jy 1 Petrus lees dit sommer maar net, die Here het ons maar sy manier om met 'n mens 'n pad te loop. Ja, ek voel ek sit die maak die ding hier toe, maar ek sit nie die musiek af nie. Maar daar by die dokter moet draai gemaak vir die pille vir die donkheid. Maar ek dink as jy, as ek bel, dan moet jy sommer so vir die hele dag moet jy vir my uitsit by die dokter. Goed, dan, so dis wat die week van gebed aanbetref, dan wat voorbidding aanbetref, daar is al die name op, dink maar in julle gebede aan al hierdie persone. Vanmôre, Hans het verskoning gemaak en Marita het ook verskoning gemaak dat hulle nie vanmôre hier kan wees. Ek weet nie van enige iemand anders nie, maar ek noem dit maar net vir julle sodat julle dit maar net weet. Dan verjaarsdae vir hierdie week. Vandag is dit Mentjie. Jy moet seker nog ek was nou net daar gewees, maar jy moet seker nog die cupcakes gaan uithaal, want agter sou julle dalk gelees het dat daar geen koffie en tee is nie, maar daar is koffie en tee. Ons het baie lanklaas wat ons saam gekuier het, so daar is tee en koffie, maar ons wil vir jou 'n baie mooi en geseënde en vreugdevolle dag toewens, verjaar sommer net lekker saam met jou mense en nou ja, vir die komende nuwe lewensjaar ook baie seën en vreugde en moenie laat die lewe jou onderkry.
dis maar die beste wat ons vir mekaar seker kan toewens. Dan die 18de, dan is dit Tinkie wat verjaar, en die 22ste is dit Deedrey. Wat is vandag 16, 17, 18, so ons mis gebedsgeleentheid, mis ons net vir Koek. Maar vir jou ook alles wat mooi is, seën en mag net elke dag ook die liefde en die vrede van die Here in jou lewe ervaar. En dan ons skrifgedeelte en dan agterop is maar net al die ander inligting en ek sê dit nie elke week nie, maar lees dit oor die barmhartigheid. Daar is 'n houer, so daar's maar altyd behoefte, daar's maar altyd mense wat in nood is, wat ons maar probeer help en ons gebruik die geldjie daarvoor en dan wil ons steeds mag net dankie sê vir elkeen se getroue finansiële ondersteuning. Ons is maar 'n klein gemeente met min lidmate, maar die Here seën vir ons wonderlik. Die deure bly oop, die ligte word betaal en die lisensies vir al hierdie goed word betaal en geldjie om die brood en die wyn te kan koop wat ons met nagmaal gebruik. So op baie maniere wend ons die geld aan en jou finansiële ondersteuning help vir ons om al ons verpligtinge te kan nakom. Goed, dit is dan wat ons aankondigings aanbetref. Dink julle net nog soek soos daar iemand dalk is wat nie 'n aankondiging gekry het nie, jy is welkom om myne te kom kry na die tyd, as daar inligting is wat jy dalk miskien in jou Bybel wil berg en wat jy dan later weer daarna wil kyk. Wat vanmôre se erediensgeleentheid aanbetref, ons is dan nou reeds by die 12de Koninkryk Sondag, so ons volgende week is ons by die helfte van die Koninkryk Sondag, wat ons feeslose helfte van ons kerklike jaar, of die tweede helfte, of die ander helfte van die kerklike jaar aanbetref. Wat net beteken dat die tyd stap baie vinniger aan as wat ons ooit in ons lewe kan dink. En vir vanmôre se geleentheid wil ek ons program so reël dat ek gaan met gebed begin en dan gaan ek 'n stukkie in die Bybel lees, dan gaan ons 'n lied sing, dan gaan ek geleentheid gee vir stil gebed en dan gaan ons weer 'n lied sing, want wanneer ons by die tafel van die Here kom aansit, dan vermoed ek moet ons tog maar in ons lewe 'n klein bietjie tyd gebruik om na te dink oor iemand moes betaal het. Sonde verdwyn nie net sommer. Iemand moes die prys betaal het. En ek en jy is bevoorreg dat ons vir hom ken wat vir ons die prys betaal het. En dan gaan ons daardie lied gebruik om dan dit vir die Here te sê. So terwyl ons so sit, kom ons buig die hoofde en dan vra ons dat die Here vir ons in hierdie volgende klompie oomblikke sal ontmoet. Die Here ken jou hart en die Here weet wat vanmôre binne jou skuil. Hy weet of dit met jou goed gaan. Hy weet of jy opdraande stryd voer. Hy weet wat lê môre vir jou voor, ook oormôre. Hy is die Here wat ons hele lewe ken. En kom ons buig voor hom en dan bid ons saam. Hemelse Vader, hoe bevoorreg is ons om U Here te kan noem. Om by die Allerhoogste te kom skuil
dat ons in huise kon groot geword het, waar vir ons geleer is dat U is die redder, dat daar buiten U geen ander God is nie, dat daar baie mense in hierdie wêreld is wat daarop aanspraak maak dat die God wat hulle dien God is. Ons weet, nie omdat dit ons is wat dit weet nie, maar omdat dit U Gees is wat ons daarvan oortuig het, dat die Here van die Bybel is die enigste Here, die lewende God, die heerser oor die konings van die aarde, die almagtige, die alomteenwoordige, die alwetende, die alsiende God. En dat U grootheid daarin lê, dat niks of niemand U kan vashou, of U kan omvou of omspan nie. U is hoog verhewe bo alles en tog het U Uself klein genoeg gemaak om na hierdie aarde toe te kom en vir ons as mens te kom ontmoet. En so is ons dan vanmôre in U naam teenwoordig, Here. En bid ons dat wanneer ons hierdie volgende klompie oomblikke saam met mekaar in U teenwoordigheid is, dat U ons elkeen die hand sal reik en ons elkeen met ons lewe sal ontmoet en ook omvou. En dat al die dinge wat vanmôre in ons lewe lê, die vreugdes en die smarte, die blydskap en die hartseer, die afdraande en ook die opdraande. U ken dit alles. Seën ons. Dankie dat ons vir U kan lief wees. Ons eer U in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. In 1 Petrus hoofstuk 4 vers 7 lees ek: Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus
aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Nou kom ons loof, terwyl ons so sit, kom ons loof die Here, wat vanmôre by ons is, en die Here wat vir ons wil seën.
blaai vir ons 'n skriflesing vanmôre, Psalm 133, baie kort psalm. Een pelgrimslied van Dawid. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon. Dit is soos reukolie wat van die van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saam woon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Net daardie psalm wat ek saam met jou lees en waaroor ek dan net een of twee gedagtes met jou wil deel. Die tema van vanoggend het ek gedink om hierby uit te kom, of om dit wat ek met jou wil deel, dalk miskien onder hierdie vraag of dalk hierdie gedagte saam te vat, wat gebeur onder jou dak? Dalk is dit by jou ook so, ek weet nie of jy dalk miskien iets daarvan in jou lewe beleef soos wat ek dit beleef nie, maar as ek so in die strate van Ladysmith en somtyds as dit gebeur dat ek buite Ladysmith ry, dan wonder ek altyd as ek by iemand se huis verbyry of ek ry by iemand verby wat van elders af in die dorp kom, hoe gaan dit met die persoon? Wat gebeur onder jou dak? Wat leef daar in jou lewe? Wat is die dinge waarmee jy vroeg? Want soos wat die lewe nou maar is, Vrydag toe loop ek iemand raak en iemand wat nou nog kinders op laerskool het, en wat die persoon vir my vertel van die skoolse program en die sport wat nou moet plaasvind, en dan wonder ek, hoe gaan dit met 'n mens? Meeste van ons was op ons dag ook jonk gewees, maar ek dink die meeste van ons toe ons jonk was, dink ek dinge was anders gewees. Saterdag 1 uur lang het alles gestop, want die winkels toegemaak, en nou is dit nie meer so nie, alles bly oop, tot watter tyd toe ook al, en ons het definitief nie so 'n besige sportprogram en skoolprogram gehad, soos wat dit nou die geval is. En dan wonder ek soos wat mense dan agter die kinders aan hardloop en dinge wat gedoen moet word, hoe gaan dit met 'n persoon? Hou jy kop bo water, en dan uiteindelik dan hierdie vraag, wat gebeur onder jou dak? Die mens is mos maar 'n snaakse of 'n vreemde spesies. Ons hou nie graag daarvan om te vertel wat daar in ons lewe aan die gebeur is nie. Wat ook elkeen so goeie reg is om dit te doen. En die dinge wat daar in ons lewe aan die gebeur is, hou ons eintlik daarvan vir baie redes ook, dat wanneer ons by ons erfse hek uitry, om dit wat deel van ons lewe is, maar daar te los. En so los ons mos maar alles elkeen op sy plek. As ek vanmiddag klaar gemaak het by die werk, by die kantoor,
dan maak ek die kantoor deur toe en ek los dit daar, ek wil nie my werk so goed saam met my huis toe vat nie. En as ek werk toe gaan, wil ek nie my huis so goed saam met my werk toe vat nie. En as ek met vakansie gaan of met 'n naweek weggaan, dan wil ek die goed los waar dit moet wees. Wat gebeur onder jou dak? En wanneer ek na die pelgrimsliedere kyk, dan probeer ek altyd vanuit hierdie hoek na daardie spesifieke psalm kyk, en dit is dat dit 'n oppad wees psalm is. 'n reisiger, 'n pelgrim. Hy's ergens heen op pad. En soos wat dit nou maar met ons almal vermoed ek maar die geval is, soos wat ons op pad is daar nie net dinge wat met ons gebeur nie, maar daar's ook dinge wat ons beleef. Daar's dinge wat ons van hoor. Daar's dinge wat ons lewenspad kruis. Wat maak dat ons dan ook baie keer 'n mens word wat ons dalk miskien ook nou nie altyd wil wees nie, afhangende van die omstandighede. En toe ek hierdie psalm lees, toe dink ek daaraan dat hierdie pelgrim, as dit Dawid sou wees, dat in sy op pad wees, het hy dalk miskien ook wanneer hy by mense se huise, die mense wat in sy land gewoon het, toe hy koning was, en dat hy deur die land gereis het hy dalk miskien so by mense se huise verbygery, verby beweeg, en dalk miskien hierdie ding raak geloop het. Hoe goed, hoe mooi is dit wanneer mense kan saamwoon. Hoe mooi is dit wanneer 'n mens sou kon vertel van die mooi, die eensgesindheid, die vrede, die vreugde wat daar onder jou en onder my dak gebeur. Natuurlik is dit vir die kerk ook waar. En iets waaroor ek en jy maar in ons elke dag se lewe oor moet nadink. Dit sou baie vreemd wees. En ek vermoed dit is 'n ding wat deur die kerk in die wêreld skade berokken. Wanneer mense in 'n gemeente of in 'n kerk nie eensgesind met mekaar kan saamwoon nie. Dis hoekom Gandhi wat gesê het, ek sal 'n Christen word, maar na watter kerk toe moet ek gaan? Want die kerk sê so, en daardie kerk verkondig dat, en nog 'n ander kerk sê hierdie of daardie ding, wat dit vir die wêreld moeilik maak. Om op die einde 'n keuse te maak, of om by 'n punt te kom om deel te word van 'n geloofsgemeenskap. Daarom is dit aan die een kant nie net belangrik wat ons met die mond bely nie, ons het dit net nou gesing. Wie bely dat Jesus die Here is, en wat ons verlede week vir mekaar ook gesê het, wie bely dat Jesus die Here is, sal gered word. Maar die oomblik wanneer daar vreemde dinge onder 'n mens se dak gebeur,
nou ja, dan weet 'n mens ook wat die implikasies daarvan is. En as Dawid nou wil kom sê, wat bedoel hy met hoe goed, hoe mooi is dit as mense, as broers, as gelowiges eensgesind kan saamwoon. En dit sê nie dat 'n mens nie van mekaar mag verskil nie, maar ons weet ook hoe mense baie keer van mekaar kan verskil. En dat dit juist die manier is wat mense van mekaar verskil, wat die wêreld dan ook baie keer so ondraaglik maak. En wat sê Dawid? Hy gebruik twee beelde. Die een sê hy is soos reukolie wanneer jy verskoon tog. Wanneer iemand in daardie tyd gesalf is, dan het hulle reukolie oor die kop uitgegooi. En dan het daardie olie dan van die kop af het dit deurgeloop en deur die baard en met die lyf af. En die beeld, hoekom Dawid hierdie beeld gebruik, is maar net om te sê hoe dat soos wat daardie olie oral by 'n mens by jou uitkom, by verskillende dele van jou liggaam uitkom en hoe dit afloop. Dit is hoe eensgesindheid, dit is hoe liefde werk, dit is hoe wanneer 'n mens dit leef, hoe dit na die wêreld toe deursuur. Wanneer mense eensgesind saam leef, en dan het ons almal al in ons huisgesinne iets daarvan beleef, wanneer dinge nie so lekker gaan, wanneer daar krapperigheid is, wanneer ons haaks is met mekaar, dan gaan jy ook sommer met die verkeerde gesindheid werk toe. En die eerste ou wat jy weet, wat jy raakloop, of die eerste ou wat een of ander iets doen wat nou nie heeltemal volgens jou liking is nie, as die Engels maar kan gebruik, dan loop hy sommer dadelik deur en dan weet ons wat is die reaksie van 'n persoon, wat het oor jou lewe geloop? Met watter voet het jy uit die bed uit opgestaan vandag? Want mense kry daardie reaksie. Net soos wanneer 'n mens dan jou week, jou dag begin, deur vreugdevol en vol blydskap te wees, dat dit mense raak, dat mense dit raak sien. En dis hierdie selfde beginsel wat Dawid ook in hierdie voorbeeld wil gebruik, is dat hierdie reukolie, dit loop af. Daar gebeur iets. Mens kan dit sien en jy kan dit beleef. Die ander beeld wat hy gebruik is soos die dou van die Hermonberg wat op die berge by Sion val. Vir baie plekke in die wêreld is dou wat val, daai klein ou bietjie water, maak 'n reuse verskil in plante se lewe. Plante in woestynstreke en waar water skaars is, het oor jare ook al so ontwikkel om daardie klein bietjie vog wat daar is, om dit op te tel. As ek dink aan die mens, en hoe ouer ek word, hoe meer loop ek, of laat die Here my toe om hierdie ding by mense raak te sien. Dat mense het oor die jare ook ontwikkel om te soek om liefde en vreugde en blydskap
en vrede en liefde te wil opvang. Kosbare dinge wat ons in die lewe wil optel, wat ons na ons eie lewe toe kan indra. En dis hoekom ons mense vermy wat toksies is. Mense wat negatief is. Ons wil liefs nie met sulke mense meng nie, want dit bring nie die beste in onsself na vore nie. En nou sê Dawid, waar broers so saam woon, daar skenk die Here sy seën. Dis nie altyd so in die wêreld nie. Ek dink die kerk sukkel ook om dit reg te kry. Dink ek en jy sukkel om dit reg te kry. Maar as Dawid sê, waar broers so saam woon, dan skenk die Here sy seën. Die Here het my in die laaste klompie jare wat ek nog amptelik in die bediening kan staan, vir my geseën om deel te wees van 'n eenvoudige gemeente met paar mense waar ons hartlik kan saam leef, saam woon en saam met mekaar op pad wees. Ons gemeente het ook maar sy uitdagings. Dinge is ook nie altyd wat dit moet wees nie. Maar die Here skenk sy seën. En dan koppel hy dit aan 'n lang lewe. Hier sit die meeste van ons met uitsondering van 'n paar, is die meeste van ons geseën met 'n lang lewe. Ons kon oud en ouer word. En ons kon dinge sien en ons kon dinge beleef. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers, as 'n huisgesin, as 'n gemeente, eensgesind kan saamwoon. Daarom is die vraag wat ons maar vir ons in hierdie gemeente moet vra, wat gebeur onder ons dak? En hoe gaan ons met mekaar om? En die dinge wat ons vir mekaar vra om te doen, om vir mekaar 'n eenvoudige ding te doen, soos om voorbidding te doen, of om dalk iemand wat jy ken, wanneer hy verjaar, om vir hom gelukwensinge oor te dra en gelukwensinge toe te sê, dan is dit alles dinge wat help dat dit wat onder die dak gebeur, die naam van die Here verheerlik. Dat dit nie daaroor gaan dat dit ek en jy is wat die eer wil ontvang nie, en wanneer ons in hierdie gemeente die Here verheerlik en hom loof, dan gaan dit nie daaroor oor ons en danskraal wat dit doen. Dit gaan oor God wat verheerlik word. Wanneer ons vanmôre saam met mekaar gaan nagmaal gebruik, en terwyl ek daarvan praat, nooi die kerkraad ook vir jou uit om met vrymoedigheid aan die tafel te kom sit. Maar wanneer ons by die tafel kom aansit en wanneer ons nagmaal gebruik, dan dink ons daaraan dat sonde het in hierdie wêreld gekom om hierdie eensgesindheid te bederf. Die sonde wil dat die eie ek voor opkom staan. En met die sterwe van die Here Jesus het hy dit
juis 'n nekslag kom toedien, sodat ons vreugdevol ons eensgesindheid in die Here met mekaar kan vier, en dat dit wat ons vier, dat dit ook 'n boodskap na die res van die wêreld toe sal uitstuur. Dat dit wat hier by ons gebeur, ook altyd 'n boodskap sal wees vir Lady Smit, en vir die mense wat met ons elke dag te doen het. Mense wat getuienis aflê daarvan, dat die Here word verheerlik. Hoe goed, hoe mooi is dit, as broers eensgesind saamwoon. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën 'n lang lewe. Amen. Dankie Here, dat U ons huise wil omvorm sodat wanneer mense by ons huise verbyloop, hulle die pragt van die Here sal raak sien. Ons bid dat wanneer mense by Danskraal verbyloop, dat mense U in ons lewe sal raak sien. Dat dit vir mense aangrypend sal wees. Hoe mense dit reg kry om mooi met mekaar saam te leef. Ja, 'n wêreld, Here, waarin ons leef, is daar soveel haat en onmin en tweespalt. Dankie dat U na hierdie wêreld toe gekom het, sodat dit anders kan wees. Maak ons huise ook mooi, Here, en seën vir ons elkeen in die week wat voorlê. Amen. Ek gaan vra dat die tafel vir ons in gereedheid gebring word, en dan gaan ek ons vir ons so reël dat ons gaan die elemente uitdeel. Dan gaan jy die elemente hou. Wanneer ek dit alles uitgedeel het en ons seker gemaak het dat almal gekry het, gaan ek terugkom boontoe, ek gaan dan 'n lied speel. Jy gaan jou broodjie en jou kelkie gaan jy eenkant hou, en nadat ons na die lied geluister het, dan gaan ons die kelkie en die broodjie gebruik. So ek gaan nou eers onder toe gaan, en dan gaan ek net eers die elemente vir ons uitdeel.
Die wat verkies om eerder druiwesap te gebruik, die binneste deel van die skinport het druiwesap in, dan is jy welkom om druiwesap te gebruik. Kan ek seker maak, almal hier aan die regterkant brood gekry, in die middelste blok, en aan die linkerkant, en bo, en daar. En met die wyn, en in die middel, aan die linkerkant, en ook bo.
Die nagmaal, die gebruik van brood en wyn, is 'n baie persoonlike saak. Maar as deel van dit wat ons uit die woord vanmôre gehoor het en wat ons met mekaar gedeel het, is dat die wyn en die brood wat tekens is van die Here Jesus se sterwe aan die kruis, is die prys wat hy betaal het. Dat dit vir my en vir jou moontlik is om eensgesind en in vrede met mense rondom my en ook onder my dak mee te kan saamwoon. Die nag waarin die Here Jesus oorgelewer is om gekruisig te word, het hy die brood geneem, nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit geneem en gesê, neem, eet, gebruik dit tot my gedagtenis en glo dat my liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al julle sondes. So ook het hy die beker van danksegging geneem en dit met sy disippels gedeel en vir hulle sê, drink daaruit, glo dat my bloed gevloei het tot 'n volkome versoening vir al julle sondes. En ek gaan nou 'n lied speel en ons gaan na daardie lied luister en wanneer ons klaar na hierdie lied geluister het, gaan ons in stilte dan ook die elemente gebruik. O hier by die tafel, met die geur van brood en wyn, raak ons bewus dat U as gasheer met die genade voor ons staan. Ons raak bewus, Heer, van ons honger, wat ons so speetlaas laat beaan, dat ons afhanklik van U voeding, met honger harte voor U staan. U is die brood, U is die wyn, waar deur my sonde en my skuld voor U verdwyn. U reinig my, U maak my vry. Die brood, die beker, is die liefdesdiens aan my. Daarom omhels ons hierdie tekens met ons swakheid sonder skroom, omdat ons weet dat U ons krag is, wat deur U volheid in ons woon. Dus met die eet van hierdie brood en met die drink van hierdie wyn, kom bely ek dat ek dood is, vir my selfsug en my pyn. Omdat U kruis so op my dood was, U het die offers so gebring, sodat ek krag my nou kan volmaak, soos hierdie brood en hierdie wyn. U is die brood, U is die wyn, waar deur my sonde en my skuld voor U verdwyn. U reinig my, U maak my vry. Die brood, die beker, is die liefdesdiens aan my. Ons vier U liggaam as die voedsel, waaruit ons lief en werk en brood, waaruit ons kragtig en uit liefde, om al U werke kan vertoon. Raak ons nou aan met U genade, met U genesing en U krag,
vriendskap met Jezelf gee, hoef ons nie meer op iets te wag. Jesus is Here. Jesus is hier. Dankie Here Jesus dat U die Here is. Dat U sterwe ons so volledig kom vry maak het. Dat daar waar ons woon, leef, werk en speel, is altyd die lieflike geur van U, o Drieheilig, Drie-enige God, verkondig word as enigste Here en God. Seën ook vir ons in die gemeente, om ook somtyds wanneer dit moeilik is, en ook in 'n wêreld waar dit moeilik is, eensgesind te leef. Juis omdat U so by die wêreld wil uitkom. Amen. Kom ons sluit af dan met 'n lied, wat dan ook hierdie hele saak van eensgesindheid dan ook beklemtoon. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly, totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn. Amen.